Vandag is donderdag 5 Maart. Baie welkom by vandag se luistermeditasie hier in Lydenstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan is dele van Eksodus 33. Ons gaan lees uit die 1983 vertaling. Maar voor ons dit gaan saam lees, wil ek jou graag nooi om saam met my in hierdie oomblik tot rus te kom. Haal 'n paar keer lekker diep asem. Gebruik die tyd om in die oomblik teenwoordig te raak by die een wat teenwoordig is. Berei my hart, deurboor my oor, as U dienaar tot my spreek, dat ek in my siel U stem kan hoor, wat my hart kan smelt en breek. Maak my verstandig en aandagtig, dat my geloof U woord ontvang. Bewerk dit deur U Gees so kragtig, dat my siel vir ewig aan U hang. Amen. Ons lees in Eksodus 33 vers 12. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê: "Kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel, vir wie U saam met my stuur. Tog het U gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag. Onthou tog, hierdie nasie is U volk." Dan lees ons net 'n bietjie verder in vers 17. Toe sê Moses: "Laat ek tog net U magtige verskyning sien." Maar die Here sê: "Ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom, en ek sal die naam van die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie." Die Here het verder gesê: "Maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotsskeer sit en jou met my hande toemaak totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie." Wat is dit wat jou vandag raak in die aanhoor van hierdie gedeelte in Eksodus 33? Wat my veral raak is die geheimsinnige vers 23, waar daar staan: "Dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agter kan sien, want niemand mag my gesig sien nie."
Daar is deur die eeue baie gegis en gepraat oor wat hierdie gedeelte mag beteken. En daar's uitleggers wat meen dat ons nie iets positiefs in hierdie vers eintlik moet inlees nie, maar die verwysing na God se rug bloot moet mens sien as deel van die Here se afwysing eintlik van Moses se versoek. So daar's mense wat so redeneer oor die teksgedeelte. As ander skrifgeleerdes, verklaarders wat kies vir iets wat meer filosofiese uitleg, naamlik dat die rug van agter beteken dat 'n mens God en sy weë eintlik net retrospektief, net by terugskoue kan verstaan en kan ken. 'n Mens moet nooit voor die tyd wil weet en dink jy gaan verstaan nie. Dit word ons eers gegee na die tyd. En dit is natuurlik baie waar dat ons meestal God se weë eers na die tyd herken. Dat mens dikwels eers na 'n lang tyd wat goed met jou gebeur het, sê ja, ek verstaan nou hoekom dit gebeur het en wat gebeur het. Maar uitleg wat vir my die meeste sin maak, is die verwysing na die Here se rug eerder te doen het met sy leiding van die volk. Moses wou weet of die Here saamgaan. Dis waaroor die hele vraag gaan. En die Here antwoord dat hy inderdaad sal voorgaan. Ons hoor eintlik 'n baie belangrike stuk advies in die verband met al ons vrae oor God. Want Eksodus 33 vers 23 sê vir ons in 'n prentjievorm dat die geheim van die lewe die hoogste goed nie is om God te sien nie, maar dat dit daaroor gaan om hom gehoorsaam na te volg. Die beste wat hierdie lewe vir ons kan bied, kry 'n mens as jy God heeltyd van agter af sien, omdat jy besig is om hom en sy leiding stip na te volg. En as ons dan na die Nuwe Testament toe gaan en ons kyk na Jesus Christus se lewe, dan sien ons dat hierdie boodskap eintlik ondubbelsinnig na ons toe kom en deur Christus se lewe bevestig word. In hom is die goedheid en die getrouheid van God eintlik nog duideliker vir ons gewys as destyds met Moses. In hom kan ons inderdaad die heerlikheid van die Here sien. Maar dit was, soos destyds, net sigbaar vir die oë wat hom blindelings nagevolg het. Die uitnodiging is: jy sal my van agter af sien, as jy my volg. Wat beteken hierdie gedagtes vir jou op hierdie stadium van jou lewe en vir waar jy jou tans bevind? Dink vir 'n oomblik bidtend hieroor na. Here, ek wil U so graag sien. Ek wil U so graag sien in hierdie deurmekaar morsige wêreld waarin ons leef. Dankie vir hierdie gedeelte vandag wat my nooi om U blindelings te volg. Maak my getrou en gehoorsaam aan U.
Amen.